Dankie vir die bloed van Jesus. Here Jesus, as U nie bereid was om daardie prys vir ons te betaal nie, dan was nie een van ons vanmôre hier saam in die upper room nie. Dankie vir U groot genade. Die liefde wat U vir ons het. Dankie daarvoor. Dankie dat U bereid was. Here Jesus, ek bid dat U vanmôre kom en elkeen van ons se harte kom oopmaak vir hierdie boodskap. Dat ons die dieper dinge sal raak sien, wat U vir ons wil wys, wat ons baie keer so terughou om werklik in oorwinning te kom. Ek vra dat U Heilige Gees kom oorneem. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ons het al baie keer hierdie boodskap bedien vanuit die upper room, pulling down strongholds. En so sukkel ons maar nog steeds met die ou breintjie. Die gedagtes in ons verstand en ons denke en wat ek en jy dink en dis wat baie keer so diep gewortel in ons dat ons probeer hard, maar ons sukkel maar nog. En dit is daai goedjies wat baie keer by ons kom steel. Dis die manier hoe ons dink en wat ons glo wat ons baie keer pootjie. Daai goeie steel verskriklik by ons. Dit is struikelblokke dat ons net nie in oorwinning kom nie. Dit hou ons terug, dat ons net nie kan deurbreek nie. Jy weet dit. Maar dit is so of daai ou maniere van jou ou patrone, jou ou denke, van waar jy kom, hoe jy groot geword het, hoe jy altyd gedink het, dis daai. Jy gaan altyd terug soontoe. En as jy eers daai deur oopgemaak het, wil ek vir jou sê, is jy al klaar op 'n verloorpad. Ons oë moet op Jesus alleen gefokus bly, op sy woord en op sy waarheid. Ons moet die dinge bedink wat bo in die hemel is, wat waar is, wat prysenswaardig is, nie wat ek en jy dink nie. Want ek en jy se denke is nie altyd goed nie. Frans wat laasweek bedien, ek het nogal geluister. Dink julle, boodskap was seker net laat, toe ek gou geluister daarna op 'n stadium. En ek wil aansluit ek begin sommer vanmôre by Proverbs 3, vers 3-7 het ek hierso opsien nou. Dit gaan mos daaroor dat ons nie op ons eie insigte staat maak nie. Maar ons het harde koppies, want dis mos net ek wat alles weet. En niemand kan soos ek dink nie. Ek dink mos die beste. Ek weet die beste. Ek dink altyd die beste. Ek is mos altyd reg. Klink dit vir julle bekend? Ek was al daar. Dat my sê, ek praat nou van baie jare terug, dat ek gedink het, ek weet als en niemand kan iets so goed doen soos ek nie, net ek kan mos. Ken julle daai ek? In die ou lewe het ons hom mos gehad. En niemand gaan my vertel nie, want ek het die antwoorde. En kom ek sê nou vir julle, daai stronghold lê baie stewig in die ek en in die ek wat ek wil. Dis een van die grootste goed. Ons maak hierdie ding so complicated, maar ek sê nou vir julle, dis die grootste ding is die ek. Hoe die ek dink, en die ek wat op sy eie insigte staat maak, en wat ek wil. En dit moet wees soos wat ek wil. Nie soos wat God wil nie, soos ek wil. Daai is ons grootste stronghold. As ons van hom daar kan ontslae raak, het ons al die stryd meer as die helfte gewen. Kom ons lees eers saam. Proverbs 3 vers 3. Let no mercy and kindness, shutting out all hatred and selfishness. Hoor mooi. Let not mercy and kindness, en dan in hakkies is mos die beskrywing in die Amplified, die blou. Shutting out all hatred and selfishness and truth, shutting out all deliberate hypocrisy or falsehood, forsake you, bind them about your neck, write them upon the tablet of your heart. Hierdie twee goed mag jy nooit van jou nek afhaal nie. En hoe waar is dit net nie? As ons in God se waarheid en in sy liefde gaan wandel, dan gaan ons mos nie sukkel nie.
Maar dit is al hierdie haat en onvergifnis en hierdie selfsugtige begeertes in my en jou, en al hierdie godsdienstigheid partykeer van ons, en al hierdie vooropgestelde idees en hierdie opinies van ons, wat partykeer so in valsheid gesentreerd is, wat nie as die waarheid is nie. Dis die ergste. Dan sê hy, lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths. Be not wise in your own eyes. Reverently fear and worship the Lord, and turn entirely away from evil. Dis 'n baie groot waarheid. Dis amper, as ek dit sommer in eenvoudige Afrikaans kan sê, uit volksmond, as jy hierdie resep volg, dan dink ek klaar, jy het die stryd al gewen. Want ons is so op ons eie insigte, wat ek dink is reg. Dis nie altyd noodwendig reg nie. Ek het so groot geword en dit is hoe ek geleer het en dis hoe ek geglo het, maar ek het dit nog nooit gaan toets ooreenkomstig God se woord nie. Ek het dit nog nooit gaan toets in God se woord nie. En as ek baie vinnig om verander te sê, hulle is verkeerd, en ek gaan nog redenasies hê daaroor. En ons kan tantrums gooi soos klein kindertjies. Weet julle wat is hartseer? Ek staan in die week by 'n toonbank om te betaal en daar's so 'n dogtertjie, sy's kleiner as klein Madeleine, ek dink sy's 2 jaar oud. En ek besef toe, Here Jesus, help my, laat ek net nooit sal oordeel nie, maar hy kom wys vir my iets, dat in daai 2-jarige soveel tantrums is. Sy praat so lelik met haar ma, daar's geen respek vir haar ma nie. Sy dring aan wat sy wil hê, en sy stamp daai voetjies en sy het 'n houding. En ek besef toe, ons doen presies dieselfde as ons groot is. Waar leer sy? By haar mamma en haar pappa. Dus sy sien dit in haar huis. Sy sal definitief nie so optree as mamma en pappa dit nie doen nie. Ek en jy is 'n voorbeeld vir ons kinders elke dag. En daar waar ek en jy beweeg, kyk die wêreld na my en jou met ander oë. Met 'n oë om ons te oordeel. Hulle sê hulle is gelowiges, maar kyk wat doen hulle. Johannes 14 vers 12 sê die woord vir ons, ek gaan eers 'n bietjie woord lees, dan gaan ek by die boodskap uitkom. Dan sê Jesus vir ons, I assure you and most solemnly say to you, anyone who believes in me as Savior will also do the things that I do, and he will do even greater things than these in extent and outreach, because I'm going to the Father, and I will do whatever you ask in my name as my representative. This I will do, so that the Father may be glorified and celebrated in the Son. If you ask me anything in my name as my representative, I will do it. En ek gaan toe verder en ek gaan kyk daai van believes in me. En ek besef toe, daai deel is die keuse. As ek nie God se woord gaan vertrou en glo wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het en dat sy woord die waarheid is nie, dan moet ek nie verwag daar gaan iets gebeur nie. Dan kan daar nie 'n wonderwerk gebeur nie, want ek twyfel in sy woord nommer 1. Ek twyfel in sy beloftes. Ek twyfel wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Want wat kom doen Satan? Hy sê mos vir jou, maar jy weet, daai mense, die Here sal dit vir hulle doen, maar hy sal dit nie vir my doen nie. En hy kom verduidelik mos vir jou, ja, maar hierdie siekte, julle moet verstaan, is 'n nuwe siekte, ons lewe nou in 'n nuwe eeu. God was en is sal altyd dieselfde wees, hy is onveranderlik.
Sy woord is ook onveranderlik. Gaan ons partykeer deur dinge? Ja. Hoekom? Want hy werk in ons karakter. Hy maak ons sterker, maar hy wil nie hê ons moet siek wees nie. Daai goed het ons daar gekry, omdat ek en jy dalk 'n deur oop gehad het. Of in ons familie was daar dalk iets, wat net nog nooit gehanteer is of iets nie, wat ek nog nooit, en julle weet hoe ek voel oor generasiegoeders. Ek glo die vloek is vernietig in Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Die dag as jy hierdie goed bely het en jy dit erken en dit gebreek, daai bedekking is vernietig, die oomblik toe jou lewe in Jesus verander het, waar jy gekies het om 'n geloof vorentoe te wandel. Want as dit van jou nog afhang om iets te doen, dan wil ek vir jou sê, jy is op die verkeerde pad. Jesus se bloed alleen kan vir jou vrymaking van sondes en verlossing bewerk. Maar ons moet bereid wees om dit te erken en te bely. Daar lê die antwoord. Ek moet kan erken en bely, ons het hierdie sondes in ons harte gehad, ons het met hierdie goed gesukkel, ek moet dit kan bely en erken. Maar in Jesus word dit vernietig. My oë is nou op Jesus, die verlossingswerk wat Jesus gedoen het. As ek 'n wedergebore kind van God is ek 'n nuwe skepsel in Jesus. Die nuwe wyn is in my. Ek drink die nuwe wyn van die nuwe verbond in Jesus Christus. Ek is nuut gemaak in Jesus. Maar jou verstand en jou denke moet in lyn kom. You must be lived Christ-like. Ek kan nie in my ou lewe nog belewe en sê ek het Jesus aangeneem nie. Dan sê ek vir jou, jy jok. As daar nie verandering is nie, dan nie verandering plaasgevind nie, want jy het nog nie by ware wedergeboorte gekom nie. Dan het jy jou vlees uitgesê, ek wil hom dien, maar jy het nog nie jou hart en jou siel en verstand en alles en al jou kragte vir hom gegee nie. Jy het nie surrender nie. Jy het nie alles vir hom gegee nie. Daar's stukke wat jy terughou. Daar's dinge wat jy reserveer, waar jy op die troon wil sit, waar jy wil in beheer wees, nie my tyd nie. Die plekke waar jy nie oorwinning het nie, is waar jy op die troon sit. Jy het dit nog nie gesurrender nie, jy het dit nog nie vir God gegee nie. Dis die dinge wat jy nog in beheer is. Ek glo dit laat 'n groot lig aangaan vanmôre vir elkeen van julle. En dan het ek verder gaan kyk. God sal nooit teen sy woord gaan nie. Hy sê, as twee saamstem oor 'n saak en hulle bid tot my in my naam, dan sal ek dit vir hulle gee. God sal nooit teen sy wil gaan nie. God sal nooit teen sy woord gaan nie. Maar, glo julle dat twee mense kan saam bid en dit is nie in God se wil nie? Ja. Ek het gaan baie lees hieroor en die een wat vir my die meeste aan die waarheid is, het geskryf, toe sê hy, om in ooreenstemming saam te wees en tot God te bid vir sy wil, is eintlik om in harmonie met God te wees en die Heilige Gees, in harmonie, in simfonie met sy hart te wees, to be led by the Spirit of God. Nie wanneer ek in my vlees sommer iets wil hê en ek roep by 'n maatjie en sê, hey, kom bid gou hier saam met my, jy gaan God nie manipuleer nie, hy laat hom nie manipuleer nie. God is God, maar hy's 'n God van barmhartigheid, ryk in barmhartigheid en baie genade. Hy sal jou genadig wees, as jy erken, jy het foute gemaak, en jy het sonde gedoen, en jy erken dit, hy's 'n God ryk in genade en barmhartigheid, hy gaan jou vergewe, hy's 'n God van vergifnis, hy's 'n God van liefde, hy's 'n God van genesing, hy's 'n God wat wil kom heel maak, hy's 'n God wat verhoudings wil kom herstel, God wil restoreer, dis sy hart. Hy wil hê mense moet in eenheid kom,
in hom. Hy wil kom rekoncilieer. Alles wat die vyand kom steel het, wil hy kom rekoncilieer en ons kom heel maak. God wil jou seën. God beplan vir jou voorspoed, nie teëspoed nie. Hy het 'n verwagting vir jou. Hy het jou by jou naam geroep. Jou naam, sy naam is oor jou uitgeroep. Hy het jou geroep as 'n profeet vir die nasies. Jy moet gaan en gaan getuig van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Jy moet gaan en gaan getuig wat het Jesus vir jou en my gedoen het. Jy moet gaan profeteer, jy moet gaan praat, jy moet die woord van God profeteer. Die Bybel is die grootste boek van profesie wat daar is. Hy sê in Romeine 8 vers 14 tot 15, for all who are allowing themselves, hoor mooi daar, for all who are allowing themselves, is weer 'n keuse, to be led by the Spirit of God, as sons of God, or you have not received the spirit of slavery, leading again to fear of God's judgment, but you have received the spirit of adoption as sons, the Spirit producing sonship, by which we joyfully cry, Abba, Father. Dis hoekom ek altyd sê, ons het nie 'n gees van slawery gekry nie. Jy hoef nie soos 'n bedelaar by hom te staan. Jy hoef nie bang vir hom te wees nie. Jy's 'n kind van God wanneer jy hom aangeneem het. Jy kan met vrymoedigheid ingaan na sy genade troon en jy kan hom nader. Daai voorhangsel het geskeur. Hy wag vir jou. Hy roep uit. Hy nooi jou. Hy sê kom in my kind, kom in. Ek wil jou hart hoor. Ek wil met jou intimiteit hê. Ek wil met jou gesels. Hy het jou nie geroep vir vir religion nie, maar vir relationship. Hy wil met jou verhouding bou. Wie kan met sy man en vrou 'n verhouding bou, maar jy hoor nooit jou man nie, jy praat nooit met jou man nie, jy sien nooit jou man nie. Jy moet tyd maak vir hom. Jy moet verhouding bou met hom. Jy moet sy stem ken tussen al die stemme uit. Moet jy weet, Heilige Gees praat met my. Hy praat elke dag met my, of ek in die kombuis is, of ek in my kamer is, maak nie saak waar ek is, ek hoor hom heel dag. Want ek het verhouding met hom. Ek kan hoor wanneer hy met my praat. Is jy ingestel om sy stem te hoor, of is jy so besig met die wêreldse dinge, wat jy hom nie meer hoor nie? Dan sê ons sleutelteks vir vanmôre is 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6. For the weapons of our warfare are not physical, weapons of flesh and blood, but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds. Inasmuch as we refute, luister mooi, arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, the Messiah, the Anointed One, being in readiness to punish every insubordinate for his disobedience, when your own submission and obedience as a church are fully secured and complete. Weet julle wat staan toe hier vir my uit? Every proud and lofty thing. Arguments. En kan ons nie redeneer nie. Ek dink ons het 'n gebrek daaraan nie. Kyk, ons kan goed redeneer en ons kan argumenteer. En die Here kom gee vir my een ding hieroor. Julle sien daai woordjie proud, and every proud. Alles wat hoogmoedig is, wat jy dink jy is so bietjie beter as 'n ander een, jy is so bietjie slimmer as 'n ander een, wie was so gewees?
Lucifer. Was hy nie die een wat wil hoër wees nie? Was hy nie die een wat uit die hemel uitgewerp is as gevolg van ongeregtigheid, van hoogmoed, rebellie nie? Die Here kom wys my hierdie vers, en hy vat my daar deur die Ou Testament. Ek sê vir Fransjo gisterand, weet jy, ek het eintlik een Bybelvers om hele preek te kan bedien. Hy sê, maar jy dan die hele week voorberei? Ek sê, ja, glo my ek het. En hy het vir my dinge kom openbaar. Maar dit is so groot is wat hy is. Hy kom wys my al die ou konings in die Ou Testament. Dan kry jy 'n koning, dan is hy gehoorsaam, maar dien hy die Here met sy hele hart. Dan kry jy van hulle wat die hoë plekke vernietig, die altare, en dit wat onder die groenbome, en al daai shrines, daai pilaar, daai hout, wat dit ook al is, houtpale of wat ook al, dan het hulle dit nou alles vernietig. En ander het nie. Dan dien hulle God, maar hulle vernietig nie die hoë plekke nie. Dan is hulle nie in alles suksesvol nie. En dan kry jy net die volgende koning, dan is dit weer chaos. Dan doen hulle alles wat verkeerd is. Maar ek het gekyk, daar's 'n paar van hulle by die hoë plekke gaan vernietig het. Dawid het, Josua het, Ezekiel het en Gideon het. Want Gideon kon nie gaan veg het voordat hy nie daai altaar agter in sy erf gaan vernietig het nie. En die Here kom wys vir my presies wat is hierdie hoë plekke, is die strongholds wat met vernietig word. Vir jare in my lewe vroeër kon ek nie verstaan, wat is dit al ewig met hierdie hoë plekke en die groenbome nie. Maar toe snap ek, hierdie hoë plekke en hierdie groenbome, weet julle wat is dit? Dis ons eie altare en afgode. Die plekke waar ek en jy wil wees onder die groenbome waar dit lekker is. Dis waar die vlees wil wees, dis waar die selfishness wil wees, dis die hoë plekke, daar waar ek eer kan kry, waar dit vir my lekker is, dis die selfsugtige plekke, waar ek geëer kan word en waar ek onder die bome kan wees, en dit vir my 'n lekker plek is, waar die self kan drink van die wêreld. Dis die strongholds. En hoekom het daai klomp altyd gesukkel? As hulle nie daai ou altare gaan vernietig het nie, dan het hulle nie oorwinning gekry nie. Salomo was een van hulle. Salomo het die tempel gebou, en hy het gedoen, en die Here het hom geseën met wysheid. Maar Salomo het nie die hoë plekke afgeskaf nie. Waar het dit Salomo gebring? In sy hoereerdery. As jy nie die hoë plekke gaan vernietig nie, dan gaan jy sukkel met hoereerdery, dan is jy eintlik soos 'n hoereerder. Ek is die een oomblik lief vir God, en ek is in die kerk, en ek het hom lief, maar die volgende oomblik hoereer ek met die wêreldse dinge. Dis daai een voet hier in die wêreld, en die een voet in die kerk. En ek kom nie in oorwinning nie, en ek kan nie verstaan, hoekom kom ek nie in oorwinning nie, want ek is nie bereid om met my eie altare te breek nie. My eie selfsugtige begeertes. Ek hou hulle in stand. Ek voed hulle die hele tyd. Maak dit vir julle sin? Fransjo, dis hoekom ek so besig was. Hy sê in Deuteronomium 12 vers 3, en julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel, en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand, en die gesneede beelde van hulle gode omkap, en hulle naam van die plek laat verdwyn. God het daai tyd die Israeliete ook gewaarsku, toe sê hy, julle moet nie verstrengel raak met hierdie ander bevolkings nie, want julle gaan naderhand ook hulle gode begin dien. Kom ons kyk bietjie hoe lyk dit in Suid-Afrika. Hoeveel okkultiese goed word hier gedien? Hoeveel New Age goed word hier
gedien. En weet julle wat, hulle sit hierdie goed op die TV en is verskriklik snaaks vir almal, vreeslik interessant en almal gaan vir hot stones therapy en almal gaan vir yoga en jy kry tot 'n kundalini yoga, hy's nog 10 keer erger en almal gaan doen hierdie goeters en is karate en dit is allerhande mooi name goeters en al hierdie skoonheids huise doen hulle baie interessante dinge met vrouens en hulle marcheer hulle en hulle doen al hierdie goeters en hulle maak al die plekkies oop sodat die duiwelse werk daardeur kan opereer. Dis die gemiddeldes. Hulle sit almal in die kerk. Hulle gaan nog almal in die beheerraad sit by die skool ook. En dan vra ons, hoekom lyk dit in Suid-Afrika so? Ons is dan so godsdienstige volk. Ons sê met ons lippe, ons dien die Here, maar het jy gedeel met daai altare agter in jou erf? Hou jy hulle in stand? En ons kom nie in oorwinning nie, want ons diens eintlik hierdie altare. Ons gaan elke keer terug na hierdie altare toe, en ons deel in hierdie goed, en ons is te skaam en te bang om vir mense die waarheid te sê. Want hulle gaan aanstoot neem. Hoe kan jy iemand lief hê as jy hom nie help nie? Hoe kan jy iemand lief hê en jy los hom maar net? Dis mos die nuwe New Age liefde. Ons is mos net almal lief vir mekaar en ons gee net drukkies en ons bly net stil en almal is happy en veilig. Is dit ware liefde? Ware liefde praat die waarheid. Ware liefde gaan deel met iets, gaan vir jou sê, dis wat dit is, Colleen, kom ek en jy moet bid, weet jy wat het gebeur, as jy daarna, as jy al hierdie goeders gaan beoefen, maak dit poorte by jou oop, sodat die duiwel deur jou kan funksioneer. Jy besoedel jou eie poorte. Dis hoekom van hulle nie kon oorwin het nie, want hulle het nie gedeel met hulle altare daar agter nie. Want God sê, die eerste gebod, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en uit al en jou hele krag. Jy kan nie hom met iets anders te lief hê nie. Matteus 12 vers 29 sê die woord vir ons baie mooi. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof en hy nie eers die sterk man geboei het nie en dan sy huis beroof nie? Weet julle wat moet ek en jy doen as gelowiges in die upper room? Ons hoor baie keer van warfare en ons doen warfare en ons doen dit. Help nie ek begin by die warfare as ek nie die sterk man identifiseer nie. Elke dorp, elke stad, elke land, elke plek het 'n sterk man. En hy hou alles net so 'n bietjie in posisie. In my en jou lewe moet ek en jy ook by daai eerlikheid kom en daar voor die Here gaan sit en die knie buig en sê, as jy weet daar word in jou lewe gesteel, morning, you are very welcome. En jy sit en jy sukkel en daar kom nie oorwinnings in area nie, met ons dalk by die plek kom en sê, Here Jesus, kom wys my deur u Heilige Gees lig, dat u lig kom skyn in my lewe. Waar is die sterk man? Wat hou my in bondage, wat is gevangenskap? Wat hou my in gevangenskap dat ek nie kan deurbreek nie? Wat is die sterk man? Ek en Fransjo praat ook vanmôre so oor die sterk man, en dit is so interessant, en ek verduidelik vir hom, ek sê, jy weet wat, en hierdie sterk man is so interessant, hy kan nog manipuleer ook. Hy kom met verskillende gesigte, en dan sal hy nog gelowiges probeer manipuleer ook, om sy sin te kry, want dit gaan weer, daai sterk man soek net sy wil. Dit gaan net oor hom. Dit gaan oor sy wil en wat hy wil bereik.
En gee nie om hoeveel ander mense hy in die proses vernietig nie. Dit gaan oor sy eie wil. En so manipuleer die sterk man net so baie gelowiges en in lande en allerhande plekke. En ons weet, dit is 'n gees van manipulasie en dis niks anders as die gees van Satan nie. Dis die antichrist gees wat maar eintlik oud aan die Isebel is. Die hoer op die water, waarvan Openbaring praat, dit manipuleer. Want hulle wil hê. Dit gaan oor eie begeertes. En ons moet die sterk man identifiseer. Dit gaan in ons wêreld en in ons land so, omdat die sterk man maak wat hy wil, en gelowiges weet nie hoe om te bid nie. Die belangrikste van enige oorlogvoering is gebed. En wanneer ons in gebed kom, moet ons met opregte harte voor God kom. En dan moet ons to be led by the Holy Spirit, not wat ek en jy dink, to be led by the Holy Spirit, sodat hy vir ons wys, waarvoor moet ek en jy bid, en dan moet ons hom vra, Heilige Gees, kom wys vir ons, wat is die sterk man in Bloemfontein? Gaan meer as een wees, julle kan maar gaan kyk, ek kan sommer vir julle sê, Suid-Afrika sin is witchcraft, en weet julle wat wil ek nog vir julle sê? 'n Godsdienstgees wat niks anders as witchcraft is nie. Hy's net mooi ingekleer met 'n ander mombakkie. Maar hy wandel nie in gees en waarheid nie. Want Jesus het gesê, die ware aanbidder sal my aanbid in gees en waarheid. Godsdienst het 'n skynsel van godsaligheid, maar die krag van God verloon hy. So ons moet teen hierdie sterk man, ons moet die sterk man eerste bind, dan kan ons verder gaan. Want die sterk man maak wat hy wil. Soos ek verduidelik het, ek hou daarvan om eenvoudige voorbeeld te gee, soos die klein dogtertjie wat ek gesien het, so lelik met mamma en papa gepraat het, en so tantrums daar gegooi het. Die sterk man moet gebind word, want dit is ook witchcraft. Daar's geen respek nie, dis rebellie. Ons skole is vrot van rebellie. Die sterk man moet gebind word. God gee vir ons al sy strategie in die woord. Hy wys vir ons, ons moet gedurig deurbid. Hy wys vir ons, hoe moet ons die geestelike oorlog doen? Ons moet die sterk man begin bind. Ons doen dinge, maar ons raadpleeg nie altyd die Here nie, en ek gaan weer eerste na daai vers toe in Spreuke 3. Ons maak op ons eie insigte staat. Ons moet God ken. Ons moet hom vra, dat hy ons leer, dat ons deur die Heilige Gees gelei word, sodat hy eerste in ons vergaderings opdaag. As iets wat die Heilige Gees vir my kom wys, hy wys vir my, ons is so, weet julle, ons is so geleer van kleins af, ons moet net presteer. Ja, Tannie Nina was mos ook 'n onderwyseres daar by Grey. Ons moes almal soos sulke koekiedrukkers, verstaan jy, ons moet almal in dieselfde rigting marcheer, en ons moet almal dieselfde doen. En as jy nie presteer soos die ander nie, dan is jy 'n outcast. God het nie sulke mense gemaak nie, hoor, hy het jou uniek gemaak. Hy het jou met unieke gawes geskape. En met unieke talente wat ek en jy moet volbring. Maar nou kom die wêreld en hy kom steel by my en jou. En dan maak mense of jy dom goed doen, of jy's nie altyd aanvaarbaar nie, jy voel jy's nie goed genoeg nie, jy voel nie altyd jy is die belangrike persoon nie, want ons is nie veronderstel om die belangrike persoon te wees nie, maar jy voel net nooit geliefd nie, jy voel altyd die een waarvan hulle praat en waaroor hulle spot. Nou bly hierdie dingetjie in jou kop mos, jy glo dit naderhand. Vir jou hele lewe dra jy nou hierdie leuen van Satan,
wat deur mense geprojekteer word, wat nie eers God ken nie, vat jy hierdie leuen vir die res van jou lewe en jy glo jy is nie goed genoeg nie. Terwyl jy spesiaal, uniek geskaap is, jy is geroep as 'n profeet vir God se koninkryk. Maar jy vat die leuen van Satan en jy glo jy is nooit goed genoeg nie. En as dit sleg gaan, gaan dit mos altyd net met jou sleg. En as iemand nie geld het nie, dan is dit mos altyd ek wat nie geld het. Weet jy wat, jy kies om daar te sit. It's your choice. Ja, jy sê mos die hele tyd vir almal ek het nie geld nie. Ek kry so swaar. Wat doen jy? Hier is die penskrywer, jou tong, is die pen van jou eie profesie, want God het sy gees in jou geskape. En elkeen wat die tong gebruik, daar's lewe en dood in die mag van die tong, en jy sal die vrug daarvan eet, sê die woord. God kan wonderwerke doen. As jy nou op jou knieë val en sê, erken jou foute, en jy sê jy het foute gemaak, en ek het hierdie negatiewe woorde oor my gespreek, en Here vergewe my dat ek altyd armoede oor my gespreek het, en dat ek nooit voor sal kom nie, en al hierdie goed, en ek het nooit geld nie, Here, ek ontwortel hierdie woorde, ek vra vergifnis vir hierdie woorde, en ek glo, Here Jesus, aan die woord, U het my geroep, en ek sal prosper in alles wat ek doen, waarin ek my hande slaan. Ek glo nie in prosperity nie, maar ek glo God wil jou seën. Maar jy moet begin lewe in jou situasie spreek. So al hierdie negatiewe denke, wat jy vir jare glo oor jouself, so gaan dit wees. Net soos die enetjie wat glo, gaan nie siek word nie, want die dokter sê, hierdie siekte is ongeneeslik. Nou vra ek vir jou, is die dokter se woord meer waarheid as God se Bybel, die woord van God? Wat een is nou die waarheid? Die dokter kan die simptome behandel. Maar God se woord is die een wat genees en lewe gee. So jy moet kies. As jy gaan kies, hierdie siekte het ek, en ek vat nou hierdie siekte vir my, en hy's nou myne. En ek gaan vertel vir elke derde persoon, ek sukkel met hierdie. Dan profeteer jy maak hom vas, Jy stempel eintlik hierdie siekte op jou kop, jy plak hom daar teen die muur, jy proklameer hom oor jou lewe. Ek en jy moet in God se woord begin vertrou. Dit gaan nie net oor climate, Nijmegen en climate nie. Jy moet dit lewe. Jy moet dit lewe uit jou hart uit. Jy moet God vertrou. Dit gaan nie oor Nijmegen en climate nie. Dit gaan nie help nie. God kyk na ons harte. Hy deursoek ons harte. Hy toets selfs ons niere as ons slaap. Wat het ek en jy vandag geëet en gedrink? Hy doen 'n deeglike observering oor ons. Hy wil hê ek en jy moet in oorwinning kom. Ons moet met daai selfsugtige goedjies, daai redenasies wat ek en jy het, want eintlik redeneer ons net om daai ding in plek te hou. Jy moet dit nie vir my kom vertel nie, François. Ek gaan nou met hom redeneer, maar eintlik wil ek hierdie leuen waarin ek glo, wil ek net mooi poleer. Ek wil hom net vir François ook aanvaarbaar maak, dat hy dalk ook sal inkoop op my leuen. Dis wat strongholds is. 'n Stronghold is daar om te vernietig. Hy kan nie staan in kind van God se hart nie. Hy sê in Jeremia 2 vers 20, For long ago in Egypt I broke your yoke and burst your bonds, not that you might be free, but that you might serve me. And long ago you shattered the yoke and snapped the bonds of my law which I put upon you. You said, hoor mooi, you said, I will not serve and obey you, for upon every high hill and under every green tree you eagerly prostrated yourself in adulterous worship, playing the harlot. Hoe duideliker wil jy dit hê? So eintlik, in eenvoud, die strongholds of die vestings,
die argumente wat ons in stand hou teen die waarheid van God se woord, en waar ons eintlik mure oprig, wanneer ons seer gekry het uit ons verlede, dan rig ons mos mure op met al hierdie leuns van die vyand. En ons versterk hierdie mure so sterk soos fort se mure, en ons glo hierdie leuns en ons vertel dit vir ander mense, en ons voel baie heilig en veilig agter hierdie mure. Maar is eintlik 'n klomp leuns wat ons glo. Dis nie God se woord nie. God het jou geskape. Jy's 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Sê bietjie, ek is 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Ek is 'n oorwinnaar in Jesus Christus. Weer. Nog. Weet julle hoekom sê hy, ons moet die geloof is deur die gehoor en die gehoor is deur die woord van God? Ek en jy het nodig om partykeer sulke dinge baie harder vir onsself te sê, sodat ons kan hoor en kan glo. Ons is baie vinnig om die leuns van die vyand te glo. Jy twyfel nie. As hulle vir jou op die nuus sê, dis wat gaan gebeur môre, dan glo julle dit almal. En julle gaan vir almal in julle familie SMS'e stuur, dat almal bewus is môre van die petrolpryse wat opgaan. Die laaste een gaan nou by die petrolstasie staan en hulle motors volgooi. Die hele familie hoor hierdie petrolpryse gaan nou op. Maar dit wat in God se woord staan, dit glo julle nie. Julle het nie een oomblik getwyfel dat daai petrolpryse gaan opgaan nie. Het julle? Hoekom twyfel julle in God se woord? Hy het mag oor lewe en dood. Petrol is vir hom geen probleem nie. Sien julle hoe ons gebreinspoel? Sien julle hoe hierdie wêreld ons al gebreinspoel? Ons het nodig dat hierdie harde skyf van ons in lyn kom met God se woord. In Jesaja staan daar in Jesaja 1, julle hoofde is siek. Dis presies wat dit is. Ons het nodig om God se woord te leef. En jy moet oor jou eie lewe en oor jou eie familie en oor jou eie kinders en jou eie omstandighede, moet jy God se woord begin spreek en dit proklameer. As jy dit nie gaan doen nie, wie gaan dit andersins doen? Weet julle, 'n pa het 'n baie belangrike funksie in 'n huis. 'n Pappa moet 'n koning en 'n priester in sy huis wees. As die pappa nie op die muur staan nie, sê ek vir julle, val die hele huis uitmekaar uit. Want die Here het dit nie gemaak dat die mamma dit moet doen nie, behalwe as sy alleen broodwinner is in 'n huis en die pappa is nie meer daar nie. Of sy is ongetroud. Maar die pappa het 'n verantwoordelikheid. Hy moet sy vrou was met die woord. Was jy jou vrou met die woord van God, of was jy haar met lelike taal? Vertel jy vir haar wat sy verkeerd gedoen het, en wat sy laasweek moes gedoen het, en wat het sy nie gedoen gister nie? Of was jy haar met die woord van God? Wat doen jy met jou vrou? Was jy haar? Voor sy by die huis uitgaan, spreek jy die seën van die Here oor jou vrou en jou kinders uit. Is hulle toegemaak onder die bloed van Jesus? Of is hulle oop teiken vir die vyand vandag? Kan die vyand hulle maar aanval? Hulle lê soos oop teikens op 'n slagveld, omdat jy nie jou priestelike rol vanmôre opgeneem het nie. Omdat jy laat was, nog 'n bietjie laat wou geslaap het, en of jy nie daaraan glo nie, of omdat jy dalk met hoogmoed sukkel. Want wat gaan my vrou nou dink as ek nou vir haar woord oor haar begin spreek? Of as ek die woord oor haar begin bid, dan sukkel jy met hoogmoed. Dan moet jy dadelik deel met jou hoogmoed. Want God luister nie eers na die gebed van die hoogmoedige nie. En dan staan daar in die woord, as 'n man en 'n vrou nie in eenheid is nie, dan is sy gebede soos teen 'n plafon. So julle kan nou maar hierdie stilstype oorlog van julle voer. Julle is eintlik net besig om julleself te vermaak. Dan gaan die oorwinning in die stryd kom nie. Ons is mos so kinderagtig.
Kyk, vir jare terug, Frans het al baie daaroor getuig, maar ek kan julle alles vertel van die huwelik. Ek het hulle deurgewerk, die laaste een. Ek weet moes het ons koppe gewerk. Maar ver van die Here af. Dit was net ek en ek en ek. En dis al, ek, die 3 ekke. En niemand nog nie. En weet jy, as die papa sy plek in die huis gaan opneem, en lewe begin spreek, gaan dit met daai hele huisgesin beter gaan. Jy moet woord spreek. Jou kinders, daar gaan verandering kom. Hierdie dinge kom nie oornag nie, julle. Dit het vir jare gevat, vir daai onkruid wat in jou agtertuin nou al gegroei het. Nou moet jy begin regmaak, dit vat tyd. Saad skiet nie op in 'n dag nie. Dit dra nie vrug in 'n dag nie. Dit vra deursettingsvermoë. Dit vra dat jy in geloof sal bly op jou knieë. Al lyk dit vir jou of die donderwolke opsteek, of jy 'n storm gaan uitbars. Moet ek nog steeds die Here vertrou, hierdie saad gaan opkom. Hierdie saad gaan 'n oes bring. Ek moet volhard in geloof. Ek kan nie met die eerste storm negatiewe woorde praat nie, dan beteken dit ek het alles uitgevee wat ek die hele week geput het. Sien julle wat doen ons met ons monde? Ons saai chaos. Hierdie is ons grootste probleem. Die negativiteit wat ons in huise spreek is verwoestend. En weet julle waar's die meeste van ons mense se seer in hulle harte wat mense al oor hulle gesê het. En nie ander mense nie, hulle geliefdes. Die mense die naaste aan jou, maak jou die seerste. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 18. Therefore, if anyone is in Christ, that is crafted in, joined to him by faith in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by his Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening brings a new life. Hoor daar? Because spiritual awakening brings a new life. But all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ, making us acceptable to him, and gave us the ministry of reconciliation, so that by our example we might bring others to him. In Christus word die bedekking weggeneem. Maar ek en jy moet by die plek kom om oor te gee, om af te gee, die plekke waar ek en jy nog op die hoë plekke wil staan. Daar waar ek en jy nog wil regeer, daar waar ek en jy nog die laaste sê wil sê, daai plekke wat ek nie wil afgee nie. Het jy mooi gedink, as jy met 'n verslawing sit, sit jy op 'n hoë plek. Want jy kan nie daai verslawing los nie, hier is ek in beheer. Jy kom nie naby hierdie ding wat ek gebruik nie, dis myne. Dit pla jou nie, maar jy hou die verslawing in stand. Enige sonde waar jy op 'n hoë plek sit, is die stronghold, dis waar jy in beheer wil wees. Waar jy nie die grondgebied kan afgee, waar God die grondgebied kan oorneem nie. Hoor nou mooi wat gebeur. Satan weet dit presies. Daai sterk man waarvan ek gepraat het wat gebind is, hy besit grondgebied. Hy moet gebind word, sodat hy ontroon kan word en uit die huis uit gegooi kan word. En dan kyk hy, as hy skoon is, dan kom hy terug met 7 ander wat slegter is, né? Maar jy moet sorg, dat daai huis wat die Here vir jou gegee het, dat hy moet skoon bly. Dat jy daai grondgebied behou, dat daai grondgebied aan die Here behoort, nie aan my nie. Hierdie grondgebied, hier waar ek en Fransjo bly, waar die upper room is en waar ons huis is, dit weet hy self. Ek en hy het op ons knieë gegaan, en elke stukkie grond wat ek en hy besit, het ons gesê, Here Jesus, ons gee hierdie grondgebied vir u, dis u grond.
Dit behoort nie eers aan ons nie. Ons is maar net die rentmeesters daarvan. Niks wat ek het, behoort aan my nie. Dit is God se. Ek is net die rentmeester daarvan. En solank as wat jy nog op die troon wil sit, sien julle hoe fyn is die vyand. Gee vir die Here als en wees jy net 'n goeie rentmeester. Want waar die eie ek en selfwil is en selfsugtigheid is en wat is die ander woord vir Afrikaans vir last? Begeertes. Alles die begeertes, daar kom die vyand. Ek soek dit nog. Hy het net nooit genoeg nie, hy soek net nog. Hy wil altyd meer hê. So, julle verstaan nou mooi hoe werk hierdie ding. Ons moet dit vir die Here gee, dat hy beheer neem. Want as ek dit vir die Here kan gee, dan beheer dit my nie. Dankie Vader, dat ons U kan loof en prys en vir U dankie sê. Ja Here, hierdie was 'n baie, het eintlik vir ons basies 2 verse vanmôre gegee, waar uit hierdie hele bediening bestaan, die hoopplekke en die sterk man. Maar ek glo, terwyl hierdie woord bedien is, het U so tussen ons elkeen gestap, U Heilige Gees het vir ons kom druk op ons harte. Waar is daar dingetjies wat ons nog in beheer wil wees? Waar ons nog nie wil afgee dat U heerskappy oor daardie areas kan kry nie. Here Jesus, kom help ons, dat ons ten volle beheer kan oorgee aan U. Dat U al ons hartkamers kan besit. Dat U ons verstand kan besit, ons gedagtes, ons onderbewussyn, sodat ons onder U heerskappy kan wees, dat ons gees, ons kan onderwerp aan U Heilige Gees, en dat ons siel en ons liggaam gehoorsaam sal wees in ons geesmens, onder leiding van U Heilige Gees. Here, vergewe ons, waar ons so selfsugtig baie keer wil wees. Here, U woord sê vir ons, ons moet allereers U lief hê. Ons moet U eerste soek, U koninkryk en U geregtigheid, en U sal vir ons al die ander dinge byvoeg. Here, en dan is ons baie keer so kortsigtig. Dan dink ons moet self dinge doen, en ons moet self reserves hou, en ons moet self dit doen. Here, U wil hê ons moet goeie rentmeesters wees. Ons moet U raadpleeg. U sê ons moet U in alles ken. En dan gaan U, selfs ons voorraadskere sal oorloop. Here, maar ons sukkel so daarmee, want ons is so kortsigtig. Want ons wil self in beheer wees, en dan maak ons soveel probleme vir onsself. Vergewe ons daarvoor, Here, en vergewe ons, dat ons in hierdie wêreldsisteem waar ons is, Here, ek wil kom bely, Here, waar Mammon totaal die mens beheer. Vergewe ons daarvoor. Here, en ons kom vanmôre en ons bely dit as sonde en ons vra vergifnis daarvoor, dat Mammon ons nie verder sal beheer nie, maar dat ons vanmôre die knie kom buig en sê, Here Jesus, ons gee alles oor vir U, kom neem U heerskappy, kom U en kom verander U ons lewe, dat ons harte met U een sal wees, en ons weet, Here, as ons met U een is, dan is U die aanvoerder van die leermag. Dan is dit nie meer in ons stryd nie, maar dit is U stryd. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie Here Jesus, ons loof en eer U. Dankie dat U Heilige Gees die naprediker is. En ons sê vir U dankie vir U woord, en dat U vir ons so lief is, in Jesus naam. Amen en amen.